Wat 'n voorreg om bietjie met jou te kan gesels, of jy nou aan die onderwyskant is en of jy nou aan die ouerkant is. 'n Baie groot deel van my werk wat ek elke dag doen is om by skole te kom. Ek belê verskriklik baie in ouers, ek belê verskriklik baie in onderwysers en skoolhoofde en ek belê geweldig baie in ons jeug. Dis wat Bite Amp doen. Maar wat ek agterkom is, ons leef in 'n samelewing, in 'n Suid-Afrika ten minste dan, van baie groot druk. En dis of ons sukkel om tussen skool en ouers hierdie druk gehanteer te kry. Die groot geheim, as ons 'n kind, want dit gaan uiteindelik oor die kind, as ons 'n kind heel ander kant wil uitkry, as ons 'n kind suksesvol ander kant wil uitkry, dan is dit nodig vir skool en vir ouers om hande te vat, om regtig genade met mekaar te hê en 'n goeie verhouding hê en saam te werk, want ons vorm 'n span om ons kinders suksesvol ander kant uit te kry. Dis verskriklik belangrik. Maar ek dink daar's geweldige misverstande en dis my praktiese ervaring soos ek beweeg by skole en gereeld praat met ouers oor wat is die skool se rol en wat is 'n ouer se rol. 'n Ouer het 'n basiese opvoedingstaak. Byvoorbeeld, sorg dat jou kind genoeg slaap. Daarmee saam beperk tegnologie, haal tegnologie uit slaapkamers uit, want dis wat maak dat ons kinders te min slaap. Daai ding van 'n kind wat voor 'n televisie aan die slaap raak, dis absoluut nonsens en onaanvaarbaar. Kinders sit in skoolbanke en hulle is moeg en hulle neem nie in nie. Sorg dat jou kind gesonde kos kry. Die wegneem etes, beperk dit so ver as wat jy kan, want dit is belangrik vir jou kind se breinontwikkeling. Motiveer jou kind, inspireer jou kind, luister mooi, nie druk jou kind nie, motiveer en inspireer jou kind om harder te werk, om 'n beter weergawe van hulle self te wees. En dan doen moeite met lees, ten minste 30 minute per dag. Ek sê altyd, een van die geheime van goeie ouerskap is jou kind moet lees en nogmaals lees. Goeie maniere, dit kom van die ouerhuis af, dissipline, grense, dade het gevolge. Dit is goed dat in die ouerhuis moet gebeur. En dan roetine en struktuur. Daai is 'n verskriklike belangrike ding vir ons kinders. Hulle gaan dit nooit vra van ons ouers nie, maar roetine en struktuur is verskriklik belangrik. Die skool aan die ander kant, sorg vir kwaliteit onderrig. Sorg dat jou kind 'n toekoms het en toekomsdrome kan droom, omdat die skool investeer aan die onderrigkant. En natuurlik intellektuele vryheid. Jy kan geen prys op intellektuele vryheid sit nie. Dis verskriklik belangrik vir ons kinders en dit is wat ons skole doen. Dan kom die sport, buiten die akademie, kom die sport. Onderwysers wat afrig en ure in die son staan en kultuur, of dit nou revue is en of dit nou koor is en of dit nou drama is en of dit nou redenaars is, ek bedoel en die sport is dit of dit nou hokkie of netbal of wat ook al is, dit is die skool se rol en daar's geweldige opoffering wat daarin gaan. Maar die een ding wat ek agterkom, die meeste konflik tussen skool en ouers het te doen met roetine en struktuur, die gebrek aan roetine en struktuur in gesinne, in ouerhuise. En liewe ouer, doen jou kind die guns, gee vir jou kind roetine en struktuur. Die lewe is 'n lewe van roetine en struktuur, of dit nou in die skool is, of dit eendag in jou kind se werksituasie gaan wees. Roetine en struktuur moet in die ouerhuis aangeleer word. Dissipline, die gebrek aan dissipline. Kinders verstaan nie meer dat dade het gevolge nie. Hulle kan ongeskik wees met onderwysers. Hulle kan dit I want it my way. Daai gesindheid, ek kan amper sê daai siek gesindheid. En dan net belangrik ouers, moenie jou kind altyd glo nie. Natuurlik is baie maklik om iemand wat nie teenwoordig is nie, agteraf te wees en swart te smeer. Nou die dag lees my vrou die volgende raak, sommer net om vir ouers 'n verdere tip te gee. Sy sê, sy lees iets raak oor die belangrikste 9 minute elke dag in 'n ouer se lewe, as dit kom by die verhouding met jou kind. Die eerste 3 minute nadat jou kind wakker geword het.
En dan die eerste 3 minute nadat jy jou kind sien, na werk, en dit gaan nou verskil van pa en van ma en van werksituasie, maar daai 3 minute wat jy jou kind sien, die eerste keer na skool, en dan die laaste 3 minute voordat jou kind gaan slaap. Ons moet ons kinders weer emosionele sekuriteit gee. Ons moet hulle geliefd laat voel. Ons moet hulle laat verstaan hulle is kosbaar. So daai 3 tye van 3 minute. Praktiese raad vir ouers om 'n emosioneel sterk kind te kweek. Daai geliefd, daai kosbaar en dan ook gereelde kommunikasie. En dan nog 'n ding wat al ewig tussenin kom en in verhouding tussen ouers en in skool regtig beduiwel is hierdie ding van my kind is nou nie meer in die A-span nie, my kind is in die B-span. Weet jy, ek wil regtig vir jou sê, so what? So what? Jou kind is in 'n span en dit is waaroor dit gaan. Jou kind is nie jou selfbeeld nie. Weet jy, en ek wil regtig eerlik vir jou kom sê, geen onderwyser wil 'n wedstryd verloor nie. Geen onderwyser, geen afrigter wil 'n wedstryd verloor nie. So wanneer jou kind dalk van die A-span na die B-span toe gaan of die span haal nie, in plaas van te kritiseer en op die skool af te spring, gaan praat met jou kind, gaan motiveer jou kind, gaan inspireer jou kind, kom ons gaan harder werk, doen moeite om die vaardighede van jou kind te verbeter. Dit is lewensvaardighede vir die res van jou kind se lewe. En onthou belangrik, jou kind is nie jou selfbeeld nie. Kom ons werk daaraan om gesonde kinders die lewe in te stuur. En ek wil afsluit. Onthou, die opvoedingstaak, die basiese opvoedingstaak ouers lê by die huis. Ons kan dit nie delegeer na die skool toe nie. Dit kan nie ge-outsource word nie. En die onderrigtaak lê by die skool. En soos ek gesê het, daarmee saam kom al die kultuuraktiwiteite en die sportaktiwiteite om van jou kind volledig mens te maak. Die intellektuele vryheid, die skep vir jou kind 'n toekoms. Wow, dink as die 2 groepe gaan hande vat, as skool en ouers gaan hande vat, dan gaan ons 'n gesonde kind aan die ander kant uitstuur.